As jy 'n skaapboer is, dan is hierdie heel moontlik vir jou. Dalk voel jy vandag 'n bietjie onseker of jy is moedeloos dat die resultate wat jy verwag is nie wat dit moet wees nie. Jou speenpersentasie is nie hoog genoeg nie, of jou landpersentasie is nie goed genoeg nie, of jou besetting is dalk nie goed genoeg nie, of jy kry nie die pryse wat jy wil hê nie. Jy is dalk kwaad vir die politiek, jy is onseker, of jy is net bekommerd oor die reën, oor die droogte. Jy is angstig dat jy nie jou rekeninge sal kan betaal nie. Of jy dalk net te min ure in die dag om by alles uit te kom. Nou ek speel nou die dag hier by ons plaaslike golfklub, speel ek saam met een van die boere hier van die area. En ons loop en gesels sommer nou so op die golfbaan. En hy sê vir my, jong, hierdie land van ons is daarom nou in sy moer. Ek sê, ja, maar wat kan ons daaromtrent doen? Of wat kan jy daaromtrent doen? Hy sê, ja, ek kan seker niks daaromtrent doen nie. Dus ek right, maar as jy niks daaromtrent kan doen nie, hoekom bekommer jy jou daaroor? Hoekom spandeer jy enige energie en tyd daar? Ons moet fokus op die dinge waaroor ons beheer het. En politiek is definitief een van die goed waaroor ons nie beheer het nie. So, daar is basies net 3 maniere om geld te maak uit jou skaapboerdery. Die eerste een is jy moet 'n beter prys kry vir jou produk. Die tweede een is jy moet dit teen die laagste moontlike koste kan doen. En dan die derde een is, as jy dit kan doen, dan moet jy genoeg daarvan kan produseer om lewensvatbaar en volhoubaar te boer. Daar is basies net 5 sleutelwinsdrywers waarop jy moet fokus. Die eerste een is liggaamskondisie, dan is dit speenpersentasie, verliespersentasie, bemarkingspersentasie, die kilogram produk per kilogram ooi gepaar en dan die wins per kilogram produk. Nou in hierdie video gaan ons fokus op liggaamskondisie. Ons gaan kyk waarom is byvoeding noodsaaklik. Ons gaan kyk hoe om liggaamskondisie te bepaal, die 5 kondisiepunte en die voordele van kondisiebepaling. As jy bly tot aan die einde, dan gaan ek vir jou wys hoe kan jy stelsels implementeer om dit reg te kry. My vraag aan jou is jy gereed om jou boerdery na die volgende vlak te neem? Daar is slegs 15 vrae wat jy hoef te beantwoord om uit te vind waar jy staan. Ons meet die 3 fokusareas, naamlik besigheid en mense, voeding en bestuur, natuurlike hulpbronne, en ons maak aanbevelings hoe om daarop te verbeter. Nou jy sal die skakel na hierdie skaapboerdery evaluasie vind reg onder hierdie video, in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, my naam is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Goed, in hierdie video gaan ons kyk hoekom kondisiebepaling van uiterste belang is as dit kom by die winsgewendheid van jou skaapboerdery. Kondisiebepaling is die heel eerste winsdrywer waarna ons moet kyk om seker te maak dat ons winsgewend gaan boer met ons skape en dat ons die beste uit ons skape uit kan kry. Nou, kondisiebepaling is 'n baie nuttige bestuurshulpmiddel vir skaapboere. Kondisiebepaling is 'n bestuurshulpmiddel om te bepaal wanneer skape byvoeding nodig het. Gereelde monitering van kondisie en massaverandering help om byvoedingskoste te verlaag terwyl optimale diereprestasie verseker word. So hierdie is baie belangrik, dat jy jou kondisiepunt gebruik as 'n bestuurshulpmiddel om te bepaal wanneer jou skape byvoeding nodig het. So 'n mens kan nie sommer net 'n skaap sien van 'n afstand af om te weet of as hy op kondisie of as hy nie op kondisie nie. En veral as dit kom by wolskape wat 'n bietjie langer wol op het. Jy kan nie sien in watter toestand die skape is nie. So dit is baie belangrik om die skape se kondisie fisies te monitor, om 'n manier of 'n stelsel te hê om dit te kan doen. So as ons dan gaan kyk na waarom is byvoeding noodsaaklik? Die produksiepotensiaal van skape is absoluut afhanklik van die beskikbaarheid van energie en proteïen. Kritieke voedingsstowwe soos deurvloeiproteïen, minerale en vitamiene het 'n wesentlike invloed op die produksievlakke. Voedingsstowwe moet so aangevul word dat dit balanseer met die uit die veiding en wat die dier self kan voorsien, soos energie vanaf liggaamsvet. Die kondisie van die ooi gedurende elke stadium van haar reproduktiewe siklus is van kritiese belang vir optimale diereprestasie en maksimum
maksimum winsgewendheid. Dit is baie belangrik. So die kondisiebepaling word dan gebruik om seker te maak as jy weet op enige gegee stadium dat die ooi se kondisie nie is waar hy moet wees nie, dan moet jy gaan kyk wat is dit as die veiding dan nie voldoende is nie. As jy die kondisie voortdurend monitor en die veiding is nie voldoende nie, dan sal jy iets moet bygee. Dalk is dit net 'n lek wat jy moet bygee. Dalk is daar net 'n tekort om die diere dan op hulle kondisie te kry, of jy sal met energie aanvul. Dalk is daar nie genoeg energie nie om aan die dier se behoeftes te voldoen nie. Maar die belangrike gedeelte hier is jy moet basies jou natuurlike veiding wat jy het tot so 'n mate kan aanvul dat dit aan die dier se behoefte voldoen, sodat daai dier in die regte liggaamskondisie kan kom en daar kan bly. Goed, nou hoe bepaal ons liggaamskondisie? Om liggaamskondisie te bepaal, moet jy die lende gedeelte van die skaap moet jy gaan voel. Nou as ons praat van lende gedeelte van die skaap, dan is dit hierdie gedeelte hier op die lende gedeelte van die skaap en dan ook hier oor die ribbe gedeelte van die skaap. Dit is wat jy moet gaan voel om die kondisie te bepaal. Nou, dus hier is net 'n beskrywing daarvan, bevoeling van die regwervels, oogspier en vetbedekking in die lende gedeelte. En dan bepaal die kondisiepunt op 'n skaal van 1 tot 5, waar 1 is brandmaar en 5 is oorvet, en dan produksievlak assessering, 'n kondisiepunt van 1 tot 2 dui op ondervoeding en 'n kondisiepunt van 3 tot 4 dui op goeie voeding en 'n kondisiepunt van 5 is basies oorvoeding, dan mors jy jou geld. So, nou, hierso is maar net 'n demonstrasie van hoe jy dit kan voel. So jy voel met die vingerpunte daar op die rugwervel self en dan hier op die kant, hierdie uitsteeksels hier op die kant, en dan kan jy ook met jou vinger onder daai wervel probeer ingaan, voel of jy daar kan ingaan, en dan ook op die ribbertjie self, as jy jou vingers so oor die ribbers laat gly, dan sal jy kan voel. En dan is daar 5 kondisiepunte. Nou die eerste kondisiepunt is brandmaar. Met ander, as hy brandmaar is, dan is daai rugwervels baie prominent en skerp. Die oogspier is vlak en hol met geen vetbedekking. Nou as ons gaan kyk hierna, hierso as 'n voorbeeld, so met ander, as die kondisiepunt 1 is, dan is hierdie punte hierso is baie skerp. So daar is geen vetbedekking nie. Dit voel amper soos wanneer jy met jou, as jy so oor jou knekels, as jy jou vuis so maak, gaan so oor jou knekels, dan is, as jy daai prominente rugwervels voel, of as jy oor die ribbertjies vryf en jy voel hulle is prominent, dan moet jy weet hy's maar. Dan het 'n 2 kondisie, in 'n 2 kondisietelling, is die vertikale uitsteeksels prominent maar glad. Oogspier is matig gevul met baie min vet. Nou die oogspier is daai gedeeltjie daar, en dan as die dier in 'n goeie kondisie is, dan kondisiepunt van 3, dan is die vertikale uitsteeksels glad en rond en die oogspier is vol met matige vetbedekking. So dan is hierdie oogspier is vol hierso. Jy kan basies nie, as jy jou hand so vryf oor daai rugwervels of hier oor die kant, dan kan jy nie regtig die wervels voel nie. En dan, as dit kom by 'n 4 kondisie, dan is die vetuitstekers nie voelbaar nie, die oogspier vol met dik vetbedekking. So by 'n 4 kan jy glad nie meer daai wervelse uitstekers voel nie. En jy gaan ook sukkel om jou hand daar onder jy gaan sukkel om jou vingers onderin te kry, onderkant daai rugwervel. So dit is hoe jy kondisie bepaal, en dan ek het nie 'n prentjie op van oorvet nie. Kuiltjie in vetlaag bo op die ruggraat, maar dik vetlaag met vetneerlegging oor die kruis en stert. So jy gaan gewoonlik maak hy amper soos 'n styt vet hierso, en jy gaan glad nie daar enigstens daai goed gevoel kry of die ribbes gevoel kry nie. Jy sal dan is die dier oorvet.
Nou wat is die voordele van kondisiebepaling? Nou as dit kom by produksievermoë, dit hou verband met die produksievermoë van die ooi onafhanklik van die liggaamsmassa van die ooi. Nou 'n skaap kan, as jy skape weeg, alle ooe weeg nie dieselfde nie. So as jy 'n ooi gaan weeg, sê maar die ooe is gemiddeld 50 kg. Dit kan dat daar van die ooe groter raamwerk ooe en kleiner raamwerk ooe is. So die feit dat 'n ooi sê nou maar 55 kg weeg, beteken nie dat sy daar kondisie reg is nie. En of dat 'n ooi wat 45 kg weeg, dit beteken nie dat daar kondisie te laag is nie. So die massa van die ooi gee nie altyd 'n aanduiding van wat is die liggaamskondisie van die ooi nie. So hierdie kondisiepunt is 'n baie gerieflike bestuurshulpmiddel. Dit help met die besluitneming oor wanneer byvoeding verskaf moet word, en dan strategiese monitering is nuttig om voedingsstatus op strategiese tye te bepaal voor paring met dragtigheid en laktasie. So daar is tye wat jy hierdie kondisiebepaling kan doen om seker te maak dat jy die regte hoeveelheid byvoeding gee om te voldoen aan die ooi se behoeftes op daai spesifieke stadium. Anderswoorde net voor paring of in dragtigheid en dan met laktasie. Belangrik hierso is dat die kondisiepunt is meer geskik vir langtermyn eerder as korttermyn veranderinge. Vir korttermyn veranderinge weeg van diere is die weeg van diere meer betroubaar. Met ander woorde, as jy nou daai ooi se kondisiebepaling gedoen het, jy sien hulle is op 'n 3,5 en jy het 'n merkergroepie van daai ooe wat jy dan uithaal, of jy kan die ooe individueel weeg. So as jy daai ooe dan individueel weeg en die massa, en jy weet presies wat die ooi se massa was, sê maar met 'n kondisie, die ooi se kondisie was 3,5 gewees, en nou kan jy hulle weeg, want jy weet die spesifieke ooi se massa was dit op 3,5. So as die ooi se massa afgaan of opgaan, dan kan jy bepaal word sy vetter of word sy mager op daai spesifieke korttermyn stadium. Nou kom ons kyk 'n bietjie na wat die teiken moet wees voor en tydens sparing. Die teikenkondisiepunt moet wees 3,5 vir voor en tydens sparing. Die doel met prikkelvoeding is om te verseker dat die maksimum ovulasietempo plaasvind. Die meeste eicelle bevrug word, en in lewensvatbare fetusse ontwikkel om die lampersentasie so hoog as moontlik te kry. Navorsing het getoon dat die kondisie van die ooi met paring die hoofbepalende faktor is wat ovulasietempo bepaal. Vir elke 1 kilogram wat die ooi swaarder is met paring, styg die lampersentasie met 1,5%. So as jy die kondisie bepaal het en jy weet wat die ooi weeg op 'n 2 of 'n 2,5, 3 kondisie, so vir elke 1 kilogram wat die ooi swaarder is, styg die lampersentasie met 1,5%. Nou, as ons gaan kyk na strategiese voorbereiding vir paring, hier begin ons dan 3 maande voor paring. So wat moet gedoen word 3 maande voor paring? Verdeel die ooe in groepe volgens kondisie. Plaas die skraal en maar ooe op beter veiding of gee byvoeding. So jy moet al 3 maande voor paring, as dit is net hier na speen, moet jy al begin werk, dan moet jy die kondisie bepaal, jy moet die skraal ooe en die maar ooe uithaal, dan moet jy vir hulle beter veiding gee of byvoeding gee. Dit is nie nodig om al die ooe dieselfde kos te gee nie. Ons praat van diferensiële voeding. Gaan haal die ooe uit wat dit nodig het. Gereelde monitering, weeg 'n merkergroep ooe gereeld om te bepaal of die veiding aan die behoeftes voldoen. Pas byvoeding aan indien nodig. So as jy daai ooe gedeel het in daai groepe en jy weet wat hulle is, dan kan jy 'n groepie uithaal en dan kan jy hulle weeg. Fisies, jy kan elke 14 dae weeg om te kyk watter kant toe beweeg hulle, is baie meer akkuraat as om dan te voel. 3 weke voor paring begin met prikkelvoeding. Verseker dat die ooe en massa toeneem vir hoër geneigtheid tot tweelinge. En dan met paartyd bereik die teikenkondisie van 3,5, voorkom enige massaverlies om embrio afsterwing te verhoed. Nou die berekening van massa toename, die duimreël vir kondisieverandering is. Groot ooe wat swaarder as 60 kg weeg. 1 kondisiepunt verandering is omtrent
ongeveer 10 kg massa verandering. Met oeye wat ligter is onder 60 kg is een kondisiepunt verandering ongeveer 5 kg massa verandering. So 'n praktiese voorbeeld is oeye met 'n kondisiepunt 2 by speentyd moet 1.5 kondisie verbeter oor 3 maande. Om van 2 by 3.5 uit te kom, moet hulle 1.5 kondisiepunt verbeter. Dit beteken 'n totale massa toename van 7.5 tot 15 kg afhangende van die grootte van die ooi. Die daaglikse toename is dan tussen 83 en 167 gram per ooi per dag wat hulle moet toeneem. Nou as jy slegs 3 weke voor paring begin met prikkelvoeding, dan moet daai oeye as hulle in 'n twee kondisietelling is, dan moet hulle 357 tot 714 gram per ooi per dag toeneem. En dit is baie moeilik om dit reg te kry. So begin betyds 3 maande voor die tyd om daai oeye in kondisie te kry. Nou hierdie verklaar, as jy net prikkelvoeding gee, dit verklaar hoekom daar wisselvallige respons is met prikkelvoeding. Die oeye bereik nie betyds hulle teikenkondisie. So wat is die bestuurstrategie vir jong oeye? Op 12 maande moet 'n jong ooitjie minstens 60%, verkieslik 70% van die volwasse ooi se paarmassa wees. En dan op 18 maande moet hierdie jong ooitjies minstens 80%, maar verkieslik 95 tot 90% van die volwasse ooi se paarmassa wees. Weens hulle hoër voedingsbehoefte moet jong oeye as 'n aparte trop bestuur word. Hulle massaverandering moet gereeld gemonitor word om te verseker dat hulle teikenmassa met paring bereik word vir 'n hoë lampersentasie. Hierso is dit baie belangrik, veral as jy ooitjies vroeg paar. Daar is boere wat hulle jong ooitjies op 12 maande paar. En as daai ooitjie dan op 12 maande net 70% van die volwasse ooi se massa is, dan moet sy deur haar hele reproduksiesiklus gaan. Sy moet deur die middragtigheid, laatdragtigheid stadium gaan, waar daai ooitjie in massa toeneem as gevolg van die lammers in haar baarmoeder, maar sy moet ook nog self groei. So daar's ongelooflike stres op daai jong ooitjie vir daai periode. En dan in laktasie word die lammers syp daai ooitjies af en die ooitjie moet nog self in massa toeneem ook. So wees versigtig dat jy nie 'n ooitjie op 12 maande paar en dan laat jou bestuur jou in die steek. En dan het jy niks gewen deur die ooi vroeër te paar nie. Dan moet jy eerder wag tot op 18 maande dat die ooitjie voldoende uitgroei en dan paar jy af vir die eerste keer. Nou wat is die sleutel tot winsgewende skaapboerdery? Die sleutel is ons moet gereeld monitor. Gebruik kondisie en massabepaling as 'n eenvoudige bekostigbare tegniek om voedingsstatus te bepaal. Dit kos niks nie. Daar is 'n metode wat jy kan doen. Jy kan vir jou stelseltjie uitwerk oor hoe jy dit gaan doen en hoe gereeld jy dit gaan doen. En dan verseker dat die oeye 3.5 kondisiepunt met paring bereik om optimale ovulasietempo en 'n hoë lampersentasie te verseker. Dit is die begin van alles. As jy nie die oeye beset kry nie en as jy nie genoeg lammers of fetusse in die ooi kry nie, dan gaan jy sukkel om 'n hoë lampersentasie te kry. En dan voorkom verliese, verskaf byvoeding sodra die swakste oeye hulle minimum kondisiepunt van nader om embryo-sterftes te verhoed. So ons moet sorg dat die oeye nie te veel massa of kondisie verloor nie, want dit kan lei tot embryo-afsterwings. Die kondisie van die ooi met paring bepaal nie net haar melkproduksie en lamgroei nie, maar ook die koste van byvoeding. Hoe beter die kondisie, hoe minder byvoeding word benodig. Hierdie is baie belangrik. Die kondisie van die ooi met paring bepaal nie net haar melkproduksie en lamgroei nie, maar ook die koste van byvoeding. So jy gaan wen met meer lammers en jy gaan wen met 'n kostebesparing as jy hierdie kondisiepunt en monitering en goede reg doen. As jy meer wil weet oor stelsels en hoe jy kan stelsels implementeer om juist dit te doen wat ons hierso aanbeveel, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn.